sing al die mooi liedjies en dit raak verskriklik baie woordkrag in hulle woord en mooi woorde wat daar is. En baie keer bly dit maar net by woorde. En ek dink ons almal is skuldig rondom dit. Dis tyd, ek dink is tyd dat ons hierdie woorde vat en sê Here, dat dit deel word van ons lewe. Dat dit deel word van ons lewe. Dat ons elke dag sal leef tot eer van U koninkryk. Amen. Ek gesels in die week met 'n persoon wat in die NG Kerk is. En hy sê hulle synode het voorlaas week besluit om alles legal te maak wat nou basies sê hulle word afgedwing op hulle. En daar's 'n groot geveg in die kerk. En terwyl hy my so vertel van die goed, dog vir myself was so groot aanval op die kerke vandag. Dis net nie waar nie. En hy sê vir my, hulle was omtrent 400 in die kerk. En laas Sondag, want die goed het die week voor dit gebeur, jy sit omtrent 10 in die kerk. Omdat die synode besluit het hierdie goed word afforceer in die kerkgroepe in. En van daai mense het nou besluit om hulle eie dinge te doen of wat ook al, of ander kerke toe gaan of wat ook al by die huis te bly, teleurgesteld en al hierdie goed. As gevolg van die goed wat mense besluit. En nie wat die Bybel besluit nie. Want die Bybel sê dis verkeerd. Maar jy sien die mense wil mense beïndruk en behou en al die goed, dan preek hulle wat die mense wil hoor. En dis wat die Here sê in die laaste dae sal hierdie goed gebeur. Mense sal goed sê om mekaar te streel, sodat daar nie twist is nie. Maar hy sê hou by die waarheid. Hoekom? Want die pad is nou na die hemel toe. Amen? Die pad is nou na die hemel toe. En dit is nie 'n maklike pad nie. Dis 'n opoffering. Dis 'n rare opoffering om al die goed te doen en vorentoe te beweeg, want jy's deel, baie van die goed is in jou face die hele tyd. Werkomstandighede, die regering, geld, al hierdie goed is die hele tyd in jou face en is 'n werklikheid. Maar die Here sê kom na my toe wat bemoeid en beswaar is. En ons vertrou regtig nie op God nie. Want as ons vertroue in God sit, sal hy vir ons 'n pad maak in die woestyn. Amen. Dis 'n belofte, mense. Maar ons glo nie die goed nie, want hierdie goed wat rondom ons gebeur, is 'n werklikheid. Maar die Here sê, weet jy wat, ek is groter as die goed wat gebeur. En ek is ook 'n werklikheid. Amen. So ek wil hê vandag moet ons besef, ek en jy het 'n keuse om te maak om te sê, Here, alles vir U. Want jy sien, die Here het alles vir my en jou gegee. Amen. En dis is 'n regte besluit wat ek en jy, ons staan voor hierdie deur en ons moet besluit. Want kom ek sê vir jou wat, die ooste is, as jy kyk het, die ooste is besig om 'n verbond te teken om vrede te kry. En die Bybel sê dit vir ons. Wanneer die ooste gaan teken om vrede te kry, daarna is dit wat hulle met Israel gaan teken om 'n vrede te hê, en dan word die tempel gebou. En gaan kyk bietjie wat gebeur rondom daar. Kyk net bietjie. Alles word in vervulling geplaas. En vrede en jy sal nie glo hoeveel goed het hulle in plek ingespring nie. Tot ons noem hom Bal, wat is hy daai plek? Dubai. Tot Dubai het ingekom en gesê ons wil deel wees van hierdie vrede met die ooste. Ons is deel van die moslim gedeelte. Wil nou vrede hê in die wêreld. En die Bybel sê vir ons dit gaan gebeur. Dis wanneer die eindtyd nader en nader beweeg. En as jy gaan kyk na
wat hulle sê, daar gaan die een geldstelsel is al klaar besig om plaas te vind. Hulle het al klaar sy naam gegee, is XLP wat hulle nou ingebring het om te sê, hulle wil met dit deel, want dit gaan maklik wees, want jy kan enige plek oor die wêreld deel. Jy gaan net op jou komputer en jy druk en geld gaan soontoe en niemand kan dit steel nie en al daai goed. Hulle is klaar besig om hierdie goed te implementeer. En ek praat van Amerika, oralste is hulle besig om hierdie goed te implementeer. En ek en jy, kind van die Here, sit in slaap. Ons sit in sluimer. Ons dien God. En ek praat vir myself. Ons dien God lafhartig. Dis tyd dat ons sê, Here, weet jy wat, ons gryp jou aan. Ons gryp jou aan, want ons het jou nodig in hierdie tyd. Meer as ooit tevore. Meer as ooit tevore. My preek vanoggend is, ons abandon God baie maklik. Wat is abandon in Afrikaans? 'n mooi woord. Verwerp. Ons verwerp God baie maklik. Ons as mens is meesters om iemand te verwerp. As iemand jou kwaad maak, dan verwerp jy hom, jy stoot hom weg van jou af. Jy wil nie hy moet deel wees van jou lewe nie. Net omdat hy nie saam met of hy of sy nie saam met jou stem oor sekere goed nie, nou verwerp jy hierdie persoon. Mense wat getroud is, verwerp mekaar en gaan uit mekaar uit. Hulle is nie bereid om te sit en te praat, om te sê wat is die fout nie. Kom ons gesels oor hierdie goed. En ek noem 'n klomp goed, as duisende goed. Ouers wat hulle kinders verwerp as gevolg van sekere goed. Ek skryf jou af, ek haal jou uit jou wil, uit my testament uit. Ek verwerp jou, jy's nie meer my kind nie. Ouers wat babatjies het, vrouens wat babatjies kry, wat hulle net gaan neersit iewers in 'n, ek noem dit sommer 'n posbus, maar dit is nie 'n posbus nie, is 'n wat? Wat sê? Hulle verwerp hierdie klein babatjie en hulle gaan sit dit daar neer en hoop maar vir die beste. Ek dink hulle hoop vir die beste. Want in die eerste plek sou jy hom nie daar gaan sit as jy nie liefde in jou hart het nie. Mense gaan en vrouens kry aborsies. Hulle verwerp die kind wat God vir hulle gegee het. En daar sekere goed, seker maar as redes wat mense doen as hulle miskien verkragt is of wat ook al, dis seker 'n anderste storie, ek weet nie. Maar ons verwerp so maklik mekaar en God. Ons is meesters rondom dit. Maar tog kom God en hy sê, weet jy wat, ek sal jou nooit verwerp nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Wanneer jy terugkom na my toe, en jy vra om verskoning, dan vergewe ek jou sonde, so ver as die ooste van die weste. Maar ons as mens, nee wat, het jou afgeskryf. Het julle dit al gehoor? Amen? Weet jy wat, ek hom afgeskryf, ek het hom gepraat, hy wil nie hoor nie, so weet jy wat, hy of sy, of wat ook al, moet hulle eie lewe lei en hulle moet maar voel. Waar is ons liefde? Waar is ons liefde? Om iemand te verwerp is om te sê, weet jy wat, ek voel niks meer vir jou nie, daar is niks meer liefde in my hart vir jou nie. En dan kom die Here en hy sê, maar jy moet jou hart begin deursoek. Want wanneer daar nie meer liefde in jou hart is, vir jou medemens nie, dan is ek en jy op 'n gevaarzone. Want hy sê, bid vir jou enemy. Maar ons kan baie keer nie ons eie familie hanteer, of beheer, of lief hê, of net nader trek en vergewe en sulke goed nie. En elke dag het 'n ou te doen met sulke goed, met mense wat met jou praat rondom dit, en ek het my kind afgeskryf, ek het my ouers afgeskryf, ek het dit afgeskryf, en dink vir myself, weet jy wat sê jy?
Die blessing wat God jou gegee het, gooi jy terug in God se gesig. Amen? Ons sê nie amen nie. Is dit nie so nie? Wie's bly hulle het kinders? Dis 'n blessing van God, man. Ja, hy gaan nonsens aanjaag, hy gaan hierdie dinge doen, hy gaan daai ding. Dis wêreld, ons is deel van 'n wêreldstelsel. Maar ons hoef hom nie weg te gooi en uit te gooi en al hierdie goed nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders en teenoor ons mense. Ons moet hulle oorwin met liefde. Ons oorwin. Hoe het God die wêreld oorwin? Kom aan, praat bietjie. Met wat? Liefde. Hy het sy seun gegee, wat hy so lief het, maar vir my en jou, wat hy ons lief het. So liefde oorwin die negativiteit. Dis die enigste ding wat die negatiewe verwerping of wat ook al oorwin is liefde. En ek en jy moet die liefde van die Here Jesus begin uitleef in ons harte. Omstandighede gaan ons hanteer, maar hanteer dit met liefde. En dit is 'n baie moeilike ding, en ek sukkel ook baie met dit, want jy spring baie vinnig op jou perdjie rondom sekere goed, want dis nou nie hoe jy dit gedink het nie. Maar weet jy wat, ek en jy moet aan werk om te sê, Here, help ons om hierdie oorwinning te kry. Want kom ek sê vir jou wat, as jy liefde in jou hart het, en jy die Here in jou hart, het jy oorwinning oor elke omstandighede. Maak nie saak wat jou kant toe kom nie. As jy vanoggend sit hier so, en in hierdie week wat kom, en volgende week is daar 'n besluit wat jy moet doen, of iets wat jy moet deurgaan, en jy gaan sit nie by die Here en sê, Here, ek gee dit vir U, want ek vertrou op U, en ek is lief vir jou. Jy maak vir my deur oop. Die Here sal dit vir jou doen. Amen? Ek en jy moet dit net vir die Here gee en vir die Here vertrou, want hy is ons eerste liefde. Hy is ons eerste liefde. God sê, niks sal ons skei van die liefde van God nie. God kom en hy sê, niks sal my skei van jou af, van die liefde van God wat hy vir jou en vir my het nie. Niks. Daar is niks wat my en jou sal skei van die liefde van God nie. Al dink jy, ons het so aangejaag en so aangejaag en so aangejaag. God kom nog steeds en hy sê, maar niks sal my skei nie, van die liefde wat ek vir jou het nie. En dit is opregte liefde. Dis nie valse liefde nie, dis opregte liefde. En ek wil vanoggend, en dis op my hart gesit, en weet jy wat, ons moet begin leef om regtige liefde in ons hart te kry. Liefde wat God vir my en jou in ons hart sit. Vergifnis, vryspreek, vergewe. Liefde is blydskap in jou hart. As jy liefde in jou hart het, het jy blydskap in jou lewe. En die omstandighede gaan niks by jou kan steel nie, want die liefde van God het dit oorwin. Amen? En moet nie laat iemand anders vir jou sê, ja, maar weet jy wat, dit is maar, jy moet maar deur hierdie, jy moet maar deur, God sê, ja, jy kan deur dit, maar ek sal saam met jou daar wees. Toe hulle deur die woestyn gaan, was God saam met hulle gewees. Amen? God het hulle nooit verlaat nie, hy het vir hulle gesorg, hy het vir hulle vleis gegee, hy het vir hulle water gegee, hy het vir hulle kos gegee, hy het vir hulle alles gegee, vir 40 jaar, al was hulle ongehoorsaam, God was daar gewees, saam met hulle. Toe die mense in die leeukuil, Daniël in die leeukuil gegooi was, God was saam met hom daar. Oralste is God, saam met my en jou. Hy sal ons nooit alleen los nie. Mense sal ophou om jou lief te hê, om jou sleg te sê, om te soek verskonings, om nie aan te gaan nie, en al hierdie goed, maar God sê, weet jy wat,
Ek het jou lief net soos jy is. Net soos dit is, het ek jou lief. En ek en jy moet daai liefde begin ervaar en leef en verstaan. Om vir iemand te sê ek is lief vir jou, is nie net woorde nie, dis dade. God se liefde was in dade ingesit. In elke opsig, as jy gaan kyk bietjie na The Chosen, hoe Jesus saam met sy disippels geloop het, en die liefde wat hy vir hulle gehad het, en hoe hy hulle geleer het, en wat hy gedoen het alles, en jy kon die liefde ervaar wat God vir sy mense het, wat Jesus vir sy disippels en sy mense het hy uitgeleef. En hy het nie kwaad geword nie. Al was dit die Romeine, het hy nie kwaad geword nie. Hy het hanteer met liefde. Want liefde verander 'n mens se hart. Amen. Ek en jy kan skree, ons kan vloek, ons kan te kere gaan. Ons sal niks verander as ons so optree nie. En ek wil net 'n paar verse lees. En ek gaan begin met Romeine. Romeine 8 van vers 31. Hy sê, wat sal dan ons van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, God se liefde is in ons, die Heilige Gees is in ons, God se liefde is regtig in ons. Want so lief het God ons gehad en hy het ons sy Gees gegee, sy Heilige Gees. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal gegee het, almal bedoel almal. Nie net vir my en vir jou nie, almal wat hom nog gaan aanneem en nog gaan aanneem en nog gaan aanneem, of dit nou 'n moslim is en of dit nou die of daai is, wanneer jy besluit, jy sien dit gaan nie oor 'n velkleur of dit nie, dit gaan oor wanneer jy hom aanneem om te sê, Here, 'n hartsaak. Ek neem jou aan as my persoonlike saligmaker. Dan behoort jy aan God. Amen. Aan almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadelik skenk nie? Hy sê hy homself gegee vir ons almal. En hoekom sal hy dan nie vir onsself hoor wat sê? En hy saam met hom ons ook alles genadelik skenk nie. Hoe sal hy dit nie vir jou gee nie? Dit wat jy vra nie. Wanneer jy en God 'n liefdeverbond tussen mekaar het, wanneer jy die wil van God doen, hoekom sal God nie vir jou gee dit wat hy het nie? Amen. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, maar nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is. Hy kom en hy sê, niemand kan ons oordeel nie, want God het alles oorwin. Enigste wat my en jou kan oordeel, is God homself. Want hy het alles oorwin. En wanneer ek en jy die liefde van God in ons het, en die wil van God doen, hoe kan God ons oordeel? Met liefde. Dit wat hy sien, wat ons doen uit ons hart uit. Ons sal altyd goed verkeerd doen, want ons is mens. Maar God kyk na ons hart. As ons dit moedwillig doen, as prins doen, en ons vra nie vergifnis nie, het ons moeilikheid. Maar wanneer ek en jy goed verkeerd doen, en ons weet ons het verkeerd gedoen, ons gaan op ons knie en sê, Here vergewe, dit wat ons gedoen het, is dit net so vergewe. Want dit is die liefde wat God vir my en jou het. Amen.
benoudheid of vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hom wat ons lief het. Al gaan jy deur moeilike tye in jou lewe. Ons gaan deur moeilike tye in ons lewe gaan in hierdie wêreld. Maar God sal ons nie alleen los nie. Hy sal saam met my en jou deur dit gaan, deur omstandighede, deur moeilike tye. Veranderings wat in jou lewe moet plaasvind, God sal saam met jou daardeur gaan. Hy sal by jou wees. Of hoogtes of dieptes, of enige ander skepsels, ons sal kan skei van die liefde wat God, wat daar in Jesus Christus, ons Here is nie. So niks, al gaan ons deur al die goed, al gebeur goed in ons lewens, niks sal ons skei van die liefde van God nie. Geen omstandighede kan ons skei, wegvat van die liefde van God, behalwe jy jouself nie. Amen. God het jou so lief en my so lief, dat hy sy seun gegee het, maar ek en jy die keuse. Ons kan wegtrek, of ons kan nader trek. En dis hoekom ek begin het, ons as mens, is so vinnig geneig, om weg te trek, en, daar's een wat ek ook, 'n moeder wat, ek het gelees in 'n artikel, en dit het my getref, hy sê, ja, dit was deel van hierso wat ek gesê het, hy sê, moeders wat as suigelinge in kaste sit, en gaan aflaai, by plekke, wat hulle, kom ons sê maar, weggooi plekke noem. Moeders wat suigelinge, babas vat, en gaan aflaai, by plekke. Wat se liefde het daai mens in hulle hart? En ek en jy kan sê, maar is sleg, maar wat doen ek en jy? Hoe hanteer ek jou? Hoe hanteer ek jou? Hoe hanteer ek jou? Sien, dis dieselfde. Want as al liefde in ons hart is, as God in ons liefde is God, as God in ons hart is, moet ons anders te wees. Anders te optree. As die mense in die wêreld. En ons is vinnig vuur en vlam, om goed terug te sê, vinnig. En ek is een van hulle. Van alles is by jou kinders of jou kleinkinders kom en jy voel iemand wil hulle aanvat of wat ook al, jy's vinnig op jou perdjie. En sê goed, dan agterna dink jy, miskien kon jy dit beter gehanteer het. Nee, miskien, jy kon dit beter hanteer het. Want Sondag sit die ou in die kerk en sê, maar daai ou het my so behanteer. Of daai persoon wat daar sit het my so hanteer. En hy onthou hoe jy hom hanteer het. Amen. So die liefde van God is die manier hoe ons optree en vergewe. En mense na te trek met hoe ons hulle hanteer. In Johannes 4, vers 18 tot 20. En hierin is vir my baie mooi vers. Hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Sien, wanneer ek en jy God in ons lewe het, want God is liefde, is daar geen vrees in my en jou lewe nie. Ons moenie na omstandighede kyk, en die omstandighede ons in 'n vreesagtige omstandighede sit nie. Want jy sien, wanneer God in my en jou is, en goed verander, gaan God ons vat, en hy gaan vir ons 'n ander deur oopmaak, en ons gaan daarin beweeg. Want dis die pad wat God vir ons het. As ons in God se wil leef, maak God vir ons 'n pad, al is dit in die woestyn. Amen. Dis wat God hierso sê, mense.
Hy sê daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So wanneer jy nie meer, en hierdie vers sê vir my, eintlik, wanneer ek en jy nie meer die liefde van God in ons het nie, dan het ons nie meer die vertroue in God nie. Ons vertroue het ook daarmee heen gegaan. Jy kan hier omstandighede wat ek nou in is, kan jy nie vir my 'n deurbraak maak nie. Want my liefde vir God het vervlou. So my vertroue het vervlou in God. Amen. Dis wat hy sê. Dis wat die woord sê. Hy sê hierso, ek gaan hom weer lees, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Dit wat jou vrees, die omstandighede, hy dryf dit uit jou uit. Hy dryf dit uit jou gedagte uit. Jy het nie meer vrees in jou hart nie. Jy het die liefde van God en jy het die hoop van God in jou hart. Want die vrees sluit straf in. Wil God my en jou straf? Nee. God is nie daar om my en jou te straf nie. God is daar vir my en jou nader te trek en liefde te wys en saam te vat, laat ek en jy in die hemel kom. Amen. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So as jy vrees, en dis God se woord, dan is ons nie volmaak in die liefde nie. Wanneer ek en jy twyfel in omstandighede, dan moet ons besef, ons is nie volmaak in God se liefde nie. Ons kort om nader aan God te beweeg, in sy teenwoordigheid, en op hom te vertrou. Ons het hom lief, omdat ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. So hoe kan ek en jy sê, ons het God lief, maar ons stoot mense weg van ons af? Ons begin mense sleg sê. Weet wat is moeilik? Ons sit baie keer in moeilike omstandighede en dis wanneer die duiwel kom, wanneer ek en jy in moeilike omstandighede sit, en dan kom maar nou nog 'n ding, en dan vlam dit op en ons sê goed wat ons nie moet sê nie. En ons skuldig. En agterna dan dink jy maar, ek kon hierdie goed baie meer beter hanteer het. En hier kom God en hy sê, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Met ander, as jy nie jou broer lief het nie, hoe kan jy dan sê jy het God lief? As ek vir haar nie like nie en ek het goed teen haar, en sy is 'n kind van God, en ek stoot haar weg, dis wat die vers sê, dan stoot ek God weg. Amen. Wat is my suster en my broeder in die liefde van God? Wanneer ek hierdie goed begin doen teen mense wat naby my is, en sommer begin sommer by jou man en jou vrou en jou kinders, en begin by jou eie huis, en hoe ons hulle hanteer. Mense het ons regtig liefde in ons hart. Mense rondom ons, familie, mense in die kerk. Dan begin hy wonder, Here, maar ek sê regtig die pot mis. Ek sê die pot mis, as dit kom by die liefde van God. Johannes 15, vers 13. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriend gee. Wie sal sy lewe vir sy vriend gee? Wie sal sy lewe vir sy vriend gee? Wie sal sy lewe vir sy kind gee? Steek op jou hand. Steek weer jou op. Wie sal sy lewe vir sy kind gee? Jy begin al nader beweeg. Jy lewe vir jou kind gee.
En dis wat die Here sê. Hy het sy lewe gegee vir almal, vreemdelinge. Maar ons as mens sal nie ons lewe vir iemand anders gee nie, jy sal dit vir jou kind gee. Maar jy sal nie vir iemand anders gee nie. En tog sê die Here dit. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende, nie vir sy kind nie, vir sy vriende gee. Dat is 'n verskil. En dan kom ons hier so mense, weet jy wat? Om jou lewe te gee vir sy vriend ook, bedoel nie net 'n fisiese lewe om te sterf nie. Dit bedoel om uit te gaan en mense wat verlore is, te vertel van die koninkryk van God. Om mense te gaan haal en vir te bid en te sê, weet jy wat, kom saam na ons kerk toe, of 'n kerk, of waar ook al, kom hoor die woord van God. Jy offer jou lewe op, om God se wil te doen. Amen. Dis ook om jou lewe op te offer, om God se wil te doen. Hoeveel mense offer hulle lewe op en word na 'n maand of 2 of 3 of 4 moeg om dit te doen wat God wil hê moet doen. Baie mense. En hier kom God en hy sê, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriend sal gee nie. Waar's my vriend? Hy's nie by die kerk nie. Kom ek bel hom bietjie. Hoor jou vriend, hoe gaan dit? Wat is fout? Is daar iets wat ek kan doen? Gaan uit jou pad uit om bietjie te help. Maar nou kom ons en sê ons, die kerk is nie leeg nie. Daai een is nie daar nie, daai een is nie daar nie. Ek wonder waar's daai en ek wonder waar's daai en ek wonder waar's daai en ja nee, hulle slaap seker laat. Praat negatief. Maar op plaas om te sê, okay, ek scan wys nie, ek gaan hulle bel. Hoorie, is alles alright? Is daar iets wat ek kan doen? Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Is daar iets wat my kan help? Dis liefde. Dis God se liefde. Omgee is liefde. As ons hoor en ons bel nie en ons sien hierdie ou nie en dan wonder ou, waar is hierdie persoon, maar niemand doen moeite om iets te doen nie. Ja, maar ek ken hom nie so goed of haar nie so goed nie. Jy hoef hom maar nie goed te ken nie, is kind van God. Dis jou broer, is jou suster. Hoor, hoe gaan dit? Ek wil net weet of iets is wat ek kan doen vir jou. Kan ek kom en vir jou kom bid? Dis die liefde. Romeine 5 vers 8. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hier kom hy. Hy sê, maar God bewys sy liefde aan ons. Toe ons nog in die wêreld was, het hy sy seun gegee om ons te kan red. Hy het sy liefde gegee sodat ek en jy sy liefde kan ervaar en vry kan word. So met daardie liefde wat ek en jy aanvaar het, met God se liefde, wat ek en jy ervaar die dag toe ons hart vir die Here gee, daai opgewondenheid, daai liefde moet binne in my jou wees, sodat ons die mense rondom ons kan vertel van hierdie awesome liefde wat ons ervaar het. As ons moet eerlik wees vanoggend, wanneer laas het ek en jy met iemand gepraat wat sê, kom sit bietjie, kom ons praat bietjie oor die Here vir 5 minute. Iemand by die werk, iemand, 'n vriend of wat ook al. Wanneer laas het ons dit gedoen? Want dis wat God hier sê. Ons was sondaars, het hy sy seun gegee, sodat ons sy liefde kan ervaar en nader na hom kan beweeg. Jy sien, wanneer jy in 'n moeilike tyd is, 'n moeilike situasie gaan, en jy gaan sit saam met hom en jy praat van God, en jy praat van hierdie awesome God van jou, wat hierdie deurbrake kan gee, of wat jou lewe kan verander, en hy ervaar die liefde tussen jou en tussen God wat daar is, dan wil hy sê, maar ek wil soek daai liefde, en sê, maar kom, jy kan daai liefde kry, dit het vir jou gesterf, daai liefde het vir jou gesterf op die kruis van Golgotha.
Al wat jy moet doen is hierdie goed doen. Wys God se liefde. Jy sien, jy kan hom nie net oortuig nie. Die Heilige Gees gaan hom oortuig. Die dag wanneer hy sy hart vir die Here gee, kom daai oortuiging in sy hart om te sê, maar ek het God lief. Want dit is 'n besluit wat hy geneem het om die Here aan te neem. En hy ervaar die liefde van God. Die volmaakte liefde. In Johannes 4, vers 7 en 8. En nie so awesome vers ook. Hier is so baie awesome verse, daar's honderde van hulle in die woord. Hy sê geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Wat bedoel hy hierso? Ons moet mekaar lief hê, want ons het God lief. En God, sy liefde moet deur ons werk. Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Die woord van God is baie erg op die liefde van God. Luister net hierdie vers. En gaan dink net oor dit. En toe ek hierdie vers lees en ek dink oor dit, dink ek vir myself, is ek regtig naby die Here? Doen ek regtig hierdie dinge? Is hierdie goed regtig in my hart? En dit begin jou laat wonder, waar staan jy regtig in jou lewe? Hy sê geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. As jy mekaar nie liefde het vir mekaar nie, het jy nie God nie. Dis wat die vers sê. Is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Sê dit vir ons straightforward. As jy nie die liefde ken nie, dan ken jy ook nie God nie. As jy dit nie leef nie, dan ken jy nie God nie. Ek en jy ken nie God nie, want God is liefde. Hy wat nie lief het nie, het ook nie het God ook nie geken nie, want God is liefde. Hier is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enigste seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. So liefde bring lewe in my en jou, die ewige lewe. Liefde verander ons omstandighede om God se wil te doen, sodat ek en jy die ewige lewe kan kry. Amen? Nou, hoe gaan ons iemand, en dis wat God ons gesê het, hy sê, I anointed you om uit te gaan, om die mense te vertel van God, en sy heerlikheid en al die goed, sodat die mense kan inkom en God se liefde kan ervaar. Amen? Maar ons doen dit nie. So wat doen ons? Ons doen nie die wil van God nie. Ek is op pad hemel toe, maar ek vat myself. Is dit wat God wil hê? Nee. God sê jy moet die liefde van hom uitleef, en met jou broeders en susters en vreemde mense moet jy die woord van God deel, sodat hulle hierdie liefde kan ervaar, sodat hulle liefde in hulle hart kan hê, sodat hulle saam met my en jou die ewige lewe kan hê. Dis liefde. Want hy het sy seun gegee vir my en jou, wat hom nog nie geken het nie. Maar toe ons sy liefde begin ken, toe verander ons omstandighede in ons hart en ons lewens. Want liefde verander jou lewe en jou omstandighede. Hy sê, sy enigste seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. As ons nie God se liefde het nie, het ons nie die ewige lewe nie. Ons het nie. Ons kan in die kerk kom sit en al hierdie goedes doen, dan as ons nie die liefde van God nie, die ware liefde van God het nie, dan gaan ons nie die ewige lewe beerwe nie. Hy kom daar en hy sê vir die ouens, hulle kom binne hier, tot by die gate van die hemel, en hulle sê, maar Here, weet jy wat, ons wil ingaan, en hy sê, maar ken julle nie, gaan weg.
Sê maar Here, ons het hierdie goed in jou naam gedoen. Ons het gebid dat mense gesond word. Ons het hierdie gedoen, ons het daai gedoen in jou naam. Hy sê gaan weg, ek ken julle nie. Want jy sien hulle het 'n liefde verloor vir God. Hulle het 'n liefde verloor vir die Here Jesus. Hulle het begin gekonsentreer op goed en nie op God nie. Amen. Psalm 136 vers 26. Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid, sy liefde is tot in ewigheid. Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid, sy liefde, wie hy is, sy karakter, is tot in ewigheid. Daar's nie 'n einde aan God se karakter nie. En God se karakter is gister, vandag en vir ewig dieselfde. Hy verander nie sy karakter nie. Hy verander nie sy karakter om by my te pas nie. Hy verander nie sy karakter om by jou te pas of by Donald Trump of wie ook al nie. God se karakter is sy woord. Dit wat ek en jy in die woord van die Here lees, dis God se karakter, dis wie God is. Hy verander glad nie sy karakter nie. Daar's nie 'n manier dat hy sy karakter verander om die mens te please nie. Hy het alreeds die prys betaal om sy seun te gee, sodat ek en jy ons karakters kan verander en liefde kan kry in ons hart, om te kan verstaan die volheid van God. Amen. Romeine 8, van vers 38, ekskuus. Romeine 8. Hier kom die Here en hoor hierdie mooi woord. Romeine 8, vers 36. Hy sê, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordigheid, of toekomstige dinge, of hoogtes, of dieptes, of enige ander skepsel, ons sal kan wegtrek van God se liefde nie, van die liefde van God nie, want daar is Christus Jesus, ons Heer, is nie. Hy sê, daar's geen hoogtes, dieptes, wat ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie. Niks sal ons kan skei van die liefde van God nie. Wanneer ons onsself oorgee aan hom, wanneer ons sy wil doen, is daar niks wat ons kan wegtrek nie. Sien, wat hierdie vers sê, is baie powerful. Wat God hier vir ons kom sê en sê, weet jy wat, wanneer jy in 'n situasie is, en want hy sê hoogtes, dieptes en alles wat, hy sê wanneer jy in 'n situasie is, en jy sien nie die lig nie, jy's onder in 'n put, jy sien nie eens die lig nie, jy's so diep en jy weet nie hoe om uit te kom nie, is jy eintlik op 'n goeie plek. Want jy sien dan, wanneer jy God aanroep, en sê maar God, my liefde, wat ek vir jou het, is opreg, dan kom God en haal jou uit. Want hy sê, daar's niks wat my kan skei van die liefde van God nie. En God is lig. God is 'n uitkoms, God is oorwinning. En dan ervaar ek en jy die oorwinning wat God vir my en jou het. Ons ontvang die oorwinning wat God vir ek en jou het. Baie keer as jy 'n besighede het of wat ook al, dan voel baie keer, maar jy weet nie hoe gaan jy hier deurkom nie. Jy weet nie hoe gaan jy dit maak nie, en dit voel of jy in 'n gat sit en jy word benoud en jy word al hierdie goed. Tot jy rustig word en 'n vers lees en sê maar Here, maar hoekom vrees jy? Sit jou hoop op my, sit jou vertroue in my. Amen. En dan kry jy daai rustigheid so in jou.
Dan besef jy maar, hoorie God, jy is in beheer. Al wat ek moet doen om te sê, ek sit my vertroue in jou. Want jy kan dit nie in mens sit nie, mense stel teleur. Maar God se liefde en sy woord is vir ewig. Dieselfde. Dieselfde en dit verander nooit nie. En sy wil is sodat ek en jy kan lewe en lewe in oorvloed. Amen. Ek en jy moet ophou om te vrees en te worry en ons vertroue in God te sit en nader na hom te beweeg. En toe ek dit gisterand weer deurlees en ek gaan deur die goed, het God baie goed vir myself gedoen. En ek het net besef, weet jy wat, was sekere goed wat ek anders te gaan moet doen in my lewe. Was sekere goed wat ek wil anders te doen in my lewe. Nie moet nie, wil anders te doen in my lewe. Want sien, is belangriker om God te behaag as om mens te behaag. Amen. So ek wil dit doen wat God in my hart gesit het vir my. En ek hoop jy het hierdie woord wat God vanoggend vir my gegee het, vanoggend gevat en sê, Here, dankie dat ek nie hoef te vrees nie. As ek jou liefde het, Here, het ek oorwinning in elke opsig. Ek sien, God se liefde bring oorwinning vir jou. Want God se liefde het oorwinning gebring op die kruis. Want so lief het hy sy seun gehad, en sy seun gegee het om te sterf. Maar hy het hom ook so lief gehad om nie daar te los nie. Hy het hom uit die dood opgewek. Oorwinning gegee. Jy sien, God bring oorwinning in my en jou omstandighede. Al voel dit baie keer nie so nie. God se liefde bring oorwinning in my en jou omstandighede. Ek en jy is meer as oorwinnaars in Jesus naam. En ek wil net vanoggend verstaan. God se liefde is oorwinning in my en jou lewe. En ek wil nie jy moet nou sê, maar ek gaan God lief hê om net oorwinning te hê nie. Jy moet sê, ek gaan God lief hê omdat ek lief is vir hom, vir wie hy is. Hy is my skepper. Hy is my God. Hy is die een wat my gemaak het. Amen. Ons moet nie God dien om goed te hê nie. Dan is ons pad verduister. Ons moet God lief hê vir wie hy is. Vir wie hy is. Nie vir wat hy kan doen nie, vir wie hy is. Die ander goed kom van self. Die ander goed kom van self. So ek wil net vanoggend net besef en sê, maar Here, dankie vir jou woord. Vir jou liefde. Dankie dat ek vanoggend net kan ervaar, Here, om u lief te hê, is ek meer as oorwinnaar. Omstandighede sal verander van self. Ek het 'n vers wat vir my awesome vers is. Ek weet nie of een van julle kan weet wat se vers is dit nie. Matteus 16:33. Matteus 6:33. Hy sê soek eers die koninkryk van God. Soek eers God. Soek God se liefde. Soek God se hartklop. Soek God se wil vir jou lewe. En dan sal hy vir jou gee. Hy sê soek eers die wil van God en sy geregtigheid. Met ander woorde sy wil. En dan sal hy gee. En dis my ding wat hy vir my sê. Dan sal hy gee die begeertes van jou hart. Dit wat jy begeer, dit wat jy nodig het, sal hy byvoeg. Want jy sien wanneer jy God soek, kom die ander goed van self. Baie keer is nie wat jy gedink het nie, maar is die beste wat God vir jou wil hê. Amen. So soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander goed, vrede, vreugde, hoop, liefde, gemak, alle omstandighede sal bygevoeg word in jou lewe. Amen. Kom ons staan.